Weereens baie welkom vanoggend. Ek is dankbaar om julle almal te sien en mag die Here ook vir ons seën in sy teenwoordigheid. Aan al ons YouTube-kykers sê ons ook baie welkom by hierdie erediens en ons vra om verskoning dat ons die laaste tyd bietjie gesukkel het met 'n mikrofoon, maar ons is nou weer 100% reg. Die tema vanoggend is jy 'n bewonderaar van Jesus of is jy 'n volgeling van Jesus? En ons gaan saam lees onder andere Lukas 9 vers 23 tot 24. Kom ons bid saam. Dankie Here vir die wonderlike voorreg wat ons het om U aan te roep. En U is nie ver nie, U is nie daar bo in die hemel onbereikbaar nie. Nee, U is hier in hierdie kerkgebou deur die Heilige Gees teenwoordig. En U is in ons harte en saam seën U vir ons. U sê in die Bybel, waar daar 2 of 3 in my naam vergader, is ek teenwoordig. So U is hier, al sien ons U nie, ons weet dit is 'n geloofsaak. U is hier, want ons is tog nooit sonder U nie. Party dae gebeur die lewe en dan voel ons soms of U dalk vergeet het van ons, dalk te besig is met iemand anderste om na my om te sien, maar dit is nie waar nie. U kyk na ons almal, of ons nou waar in die wêreld is, want U almag en die grootheid en die liefde gaan alle grense oor. En U is altyd met U kinders. Dankie daarvoor. Ons weet U is hier, en daarom vra ons vir U, dat U ook vanoggend sal gee, dat ons harte sal ontvanklik wees om U woord in te neem. So wil U met ons praat. Ons luister graag. Ons vra dat U sal gee dat hierdie woord ons sal raak. Dat ons ook die nodige koersaanpassings in ons lewe sal maak as dit moet. Laat ons anders uitgaan as toe ons hier ingeloop het. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Lukas 9 vers 23 en 24 en dan gaan ek ook 'n gedeelte uit nou het ek vergeet Lukas lees. Gedeelte uit Lukas uit lees. Is jy 'n bewonderaar van Jesus of is jy 'n volgeling? Toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Elke dag sy kruis opneem en my volg. Dan Markus 10. Net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor hom op sy knieë en vra vir hom, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Daarop sê Jesus vir hom, waarin noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God alleen. Jy ken die gebooie. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, jy mag nie iemand veronreg nie, eer jou vader en jou moeder. Meneer, sê hy vir hom, dit alles het ek van my kinderdae af nagekom. Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes. En jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Kom terug en volg my. Nou hier is 'n klompie bekende persone, wat ek seker is julle weet wie dit is. Ek hoef nie te sê wie daai is nie. Oud Suid-Afrikaner Elon Musk, wat seker vandag een van die rykste en bekendste figure in die wêreld is. En een ding wat ek vir hom admireer is, dat hy vir die ANC gesê het, kry vir julle.
Daarna Thomas Edison, ja, baie slim oomie gewees wat verskeie projekte aangepak het en julle weet, nee, hy het nie opgegee nie. Ons kan 'n bietjie leer daaruit. Hy het amper 1000 pogings aangewend om die gloeilamp te ontwerp en hy het geslaag by sy amper 1000ste poging, maar nooit opgegee nie. En ons het nog almal vandag die voordeel van sy ding. Moeder Teresa, wêreldwyd bekend vir haar nederigheid en vir haar omgee en oop hart. En Bill Gates, ja, as dit nie vir hom was nie, kon ons seker nie al hierdie goed op ons rekenaars doen wat ons vandag doen nie. So hy het 'n groot impak gemaak. En natuurlik Einstein. Almal weet van Einstein wat baie dinge vir ons geleer het en ook rondom atoomsplit en wat ook krag veroorsaak en natuurlik ook die atoombom. En Mahatma Gandhi, ook 'n uit Suid-Afrikaner wat ook sy merk in die wêreld gemaak het vir vrede en so aan. Mahatma Gandhi wou baie graag 'n erediens in Kaapstad bywoon by die grote kerk toe hy nog in Suid-Afrika was, maar omdat hy 'n Indiër was, wil hom nie toelaat nie. En hy het oor die Christelike kerk in Suid-Afrika gesê, ek hou van die Jesus waarvan hulle praat, maar ek hou niks van sy volgelinge nie. Hartseer, né? En natuurlik hoef ek niks oor Charlie Chaplin te sê nie, word beskou as die grootste akteur van die vorige eeu. So, dis almal bekende figure. Mense wat ons nogal bewonder. En ek het al met julle gepraat oor Charlie Chaplin, ja, die grapkas. Maar wat 'n fenomenale mens hy was. Onthou julle die staaltjie, hy het in New York gesien, hier's 'n Charlie Chaplin lookalike kompetisie, toe skryf hy in sonder om vir mense te sê. Toe kom hy mos derde. So, maar 'n fenomenale mens wat sy merk gemaak het, almal van hierdie mense wat jy kan bewonder. En ek is seker daar's nog baie ander mense in die lewe wat julle kan sê, ek het nogal bewondering vir daai persoon of vir hierdie persoon of dat daai mens die guts gehad het om op te staan en sy standpunt of haar standpunt in die wêreld te kan stel sonder om te blik of te bloos. Mens bewonder hierdie mense. Nou, moet ons ongelukkig sê, dis ook die situasie met Jesus Christus, ons Here. Dat baie mense hom bewonder. Daar's baie mense in die wêreld en selfs in kerke wat sê, maar dis 'n baie mooi mens gewees. Hy het regtig vir mense omgegee. Kyk in die kort rukkie wat hy opgetree het, die 2,5 na 3 jaar, het hy fenomenaal baie vir mense gedoen. Hy was eintlik 'n voorbeeldige leier wat ons kan navolg. Ons moet sy leierseienskappe ontleed en ons moet dit maar dalk in ons besighede en in ons persoonlikhede begin toepas. Hy was 'n goeie voorbeeld vir ons. Hy het die mooiste goedjies gesê. Hy was 'n verskriklike nederige mens. Wat 'n fantastiese voorbeeld. Of dalk sê ons soos die Jode wat sê, hy was 'n profeet in Israel. Of soos die Islam wat sê, ja, hy was 'n groot profeet. Hy word selfs in die Koran genoem. Moeder Maria word ook genoem. Bewonderenswaardig. Mens kan opkyk na hom. Wat 'n voorbeeld. Ek kan hom inderdaad bewonder. En jy? En dis die vraag wat ek vanoggend vir ons elkeen hier wil vra. Is ek en jy 'n bewonderaar van Jesus? Hy het impak gemaak op my. Of is ek 'n volgeling van die Here Jesus? Want daar's 'n geweldige groot verskil tussen die twee. Want as jy 'n bewonderaar van Jesus is dit amper so die verskil van, jy's of binne die huis en jy kyk buite toe, of jy's buite die huis en jy kyk na binne toe. So, waar in die huis is jy nou eintlik? Dis om te kyk en te sien, maar jy hou jou afstand. Jy wil nie betrokke raak nie. Ja, dis baie mooi. En hierdie Jesus, party van ons sal self sê, liewe Jesus, is inderdaad iemand na wie 'n mens kan opkyk. Maar baie keer is dit die gemaklike, gerieflike pad wat ons vat. Ja, ek is 'n aanhanger van Jesus. Ek bewonder hom.
Maar die vraag bly, is ek 'n volgeling van Jesus Christus? Wanneer Jesus sê, vir daai ryk jongman, verkoop al jou goed, maak 'n keuse vir jou en jou wêreld en jou bates, alles wat om jou draai, draai die rug daarop, neem jou kruis op, elke dag, volg my. En hy kon dit nie doen nie. Dis die uitdaging vir my en vir jou, om die rug te draai en na Jesus Christus toe te draai. Die rug te draai wat nie behoort nie, wat nie deel van die mondering van 'n kind van die Here is nie, en na Christus toe te draai. Hy sê dit tog baie duidelik, volg my. Volg my. Dis 'n keuse. Dit gaan nie hier oor bewondering nie. Dit gaan oor 'n besliste keuse vir Jesus Christus. Baie mense dink, dis sommer 'n Mieke Mild ou paadjie wat ek moet loop. Jy dink, ja, is okay. Ja, dominee, ja, ek is 'n kind van die Here. En dis waar dit stop. Sit nie my voet in die kerk nie, ek wil nie betrokke raak nie, ek wil nie wees nie, ek wil nie deel van die groep wees nie, en ek het allerhande beswaar en kommentaar wat ek kan lewer oor die kerk en kerkmense, en ek kan baie dinge sê, en ek het maande, soms jare laas my Bybel oopgemaak, ag ek skiet so nou en dan 'n gebedjie op. En dis ons genoeg. Is jy dan 'n volgeling, of is jy 'n bewonderaar? En dis die selfondersoek wat ek en jy moet doen. Want daar's min keuses, of ek volg hom, soos hy vra, of ek gaan lewe my lewe sonder God. Daar's nie 'n goue middeweg nie. Dis die een of die ander. Is vir hom, of ek is teen hom. Paulus sê dit ook vir ons baie duidelik, in sy briewe ook. Dis 'n besliste keuse. Ek glo in God, soos Calvin vir ons baie mooi sê, ek omhels hom, met alles wat in my is. Dis wat dit beteken om hom te glo, om hom te omhels, om die soenverdienste van Jesus aan die kruis te omhels, onvoorwaardelik. So, wat is jou keuse? Jy sê, en ek sê, ons het vir Christus gekies. Dan kan ek nie op die kantlyn staan, en asof ek 'n bewonderaar van hom is, en sê, wow, hy het impak gemaak op my lewe nie. Dis 'n keuse om nie net te glo nie, maar vir hom te leef. Interessant dat hy sê, neem elke dag jou kruis op. Dis nie maklik om 'n kind van die Here te wees nie. Dis nie maklik nie. Ek dink die Here Jesus het dit heeltemal reg as hy vir ons sê, want hy het geweet. Ek moet kyk hoe het sy pad geloop, tot by 'n kruis, in 'n graf. Dis nie maklik om hom te volg nie, en in hierdie wêreld te lewe, voluit vir Christus nie. Daarom sê hy vir jou, Boeta, jy gaan swaar kry, gaan moeilik wees, dis 'n tawwe resies om te hardloop hierdie, dis 'n kruisdraadproses, dis swaar, maar die uiteinde daarvan, en die resultaat daarvan, om vir my te lewe, en die innerlike vrede om vir my te lewe, is soveel groter. Soos ek verstaan wat Jesus vir my gedoen het, dan kan ek nie anders as om te sê, ek bewonder nie net nie, maar ek het 'n persoonlike verhouding, 'n lewende verhouding met God drie-enig. Ek het Jesus lief. Daarom sal ek doen wat hy van my verwag. Om hom te volg, kruisdra, ek het genoeg gesê daaroor. Verkoop alles. Die jongman kon nie. Dis 'n keuse om te los wat agter my is. Dis 'n keuse om voluit vir God te gaan. Nou, ons almal sukkel bietjie met daai ding. Die jongman kon nie van sy besittings ontslae raak nie. Hy wil vashou,
vashou. En ons wil ons vashou. Ek het sekere gewoontes, sekere gebruike, sekere dinge wat vir my so belangrik in die lewe geword het, dat ek my hand en tand sal verdedig, of dit sal verdedig om dit te behou, en ek sal niemand toelaat om my op 'n ander koers te sit nie. Of het nou taal of kultuur, of jou kerk is, en of het jou besittings is, of het jou wat ook al is, jy sal weet. Vir party ons is dit geld. Ander mense is prestasies. Maar dis die goed waarvan ek moet losmaak. Want as dit my keer om voluit vir die Here te lewe, dan moet ek ook miskien verkoop, losmaak, my kruis opneem, hom volg soos hy wil hê. Dis 'n stryd teen sonde. Het julle geweet in Hebreërs skryf die Hebreërskrywe, julle moet so veg teen die sonde asof dit 'n stryd is om lewe en dood. Die skrywer wil vir ons eintlik daarmee sê, dit is moeilik om met sonde te worstel. Dis taaf. Dis 'n lewensstryd hierdie, asof jy veg vir jou laaste asem. Jy moet beklei teen sonde, want sonde is oorweldigend en vernietigend. Net soos wat God gesê het vir Kain, hy lê loer vir jou, en hy wag om vir jou in sy greep te kry, vir jou te oorweldig, om jou te vernietig, jou te verwoes. So sonde is nie my maatjie nie. Ek speel nie met sonde nie. Die van ons wat al gaan speel het op die sonde stoep, weet waarheen dit ons gevat het. Van die stoep afgeneek en seer gekry. So sonde is iets wat ek moet verwerp. Dis die enigste wat die Bybel my leer wat ek mag haat, is sonde. So ons moet dit haat, want dit breek af. Teenoorgestelde is, leef in gehoorsaamheid aan God. Elke dag is 'n keuse wat ek maak. Ek lewe hierdie dag vir God. Soos jy in die oggend jou oë oopmaak, is die eerste ding wat jy behoort te sê, dankie dat ek leef. Dankie God vir nog 'n geleentheid. En ek kies om hierdie geleentheid voluit te gaan. Volgens die woord. Dan moet ek by sê, as jy wil weet wat verwag God van jou en hoe jy moet leef, jy sukkel 'n bietjie, is dit dalk die probleem. Want as ek nie die handleiding lees nie, gaan ek nie weet hoe my ding te werk nie. So baie keer koop ons 'n instrument of 'n iets, 'n elektriese toestel, en ons moet nou maar eers die instructions gaan lees, sodat ons die ding korrek kan werk. En hulle sê daar vir jou, as jy nie hierdie instruksies gelees het nie, en jy neek hierdie ding op, verval die waarborg. So as ek wil weet wat wil God van my hê, hoe weet ek dit as ek nie die Bybel lees nie? So dit is instrumenteel daartoe en wat lei tot die sukses om te lewe soos God wil hê, as ek sy wil lees. Dit my eie maak. As jy verstaan hoe lief God jou het, dat hy sy enigste seun na die wêreld stuur en hom laat doodmaak, met die wreedste dood onder die son, sodat hy aan daai kruis kan sterwe vir my en jou sonde, om ons voor God regverdig te kan verklaar. As ek dit verstaan, hoe kan ek dan nie anders as om my dankbaarheid te lewe nie? Sê dankie Here, die so goed is vir my. Ek dink ons het in die gereformeerde kerke soveel klem op die genade van God gelê, en dat jy net moet glo om gered te word, dat ons mense half papsakkig geword het. Weet, ja, jy moet maar net glo dat jy alright, maar jy kan lewe soos jy wil. Fout. Fout. Juis die geloof dwing my om verantwoordelikheid te lewe, verantwoordelik voor God te lewe. Omdat ek dit verstaan, kan ek nie anders as om my dankbaarheid geleef nie. Dis hoekom Jakobus so baie klem lê op die werke en nie so erg op die geloof nie. Asof hy wil sê, gelowiges, so behoort julle te leef. So om hom te volg, is ek 'n bewonderaar
of is ek 'n volgeling? Die bewonderaar gaan sê, wow, ek hou nogal van hierdie Jesus, hy's 'n bakhou. Ja, nee, ek kan leer by hom. Kan iets daarvan vir myself vat. Goeie voorbeeld. Maar die volgeling sê, hy is my Here. Hy het vir my gesterwe. Hy het my lewe verander. Hy verwag van my om God te eer. Hy het soveel vir my gedoen. Sy wil is absoluut, ononderhandelbaar. Ek volg hom. Staf, is moeilik, maar ek gaan my beste doen om hom te volg. So Jesus sê, hoor wat sê Petrus, soos hy wat julle geroep het heilig is, God is heilig, moet julle heilig wees, in al julle lewenswandel, in alles wat julle doen. Wat beteken hierdie heilig wees? Om heilig te wees, want julle is heilig, het julle dit geweet? Ons spot ons baie keer, ja, ek dink hy's 'n regte heilige ouetjie. Maar julle is heilig, want Jesus Christus het julle geheilig. So ek en jy is 'n tempel van die Gees van God. So daarom lewe ons heilig. Daarom is dit vir ons absoluut, die woord heilig beteken, jy's eenkant gesit, jy's gereinig. Kom so uit die tempel uit, tempeldiens van die Ou Testament. Jy's eenkant gesit, jy is spesiaal, jy's deur God gereinig, daarom lewe jy vir God. In alles in jou lewenswandel. Dit is navolging van Christus. Ek is 'n tempel van die Gees. So leef ek. Miskien is dit tyd dat ek en jy maar vra, weet, ek is nie baie lief vir daai bandjies nie, what would Jesus do? Maar dalk is daar sin daarin, om dit elke dag vir myself te vra. Sou die Here dit gedoen het? Sou ons Here Jesus dit gedoen? Sou die Heilige Gees daarmee tevrede wees wat ek dit doen of sê? Daai bewussyn van ek is in God se teenwoordigheid. Want ons dink baie keer God is in die kerk agtergebly want ons nou nie hier loop. So nou kan ek maar laat waai en doen wat ek wil. Hy sien nie, hy weet nie. Is nie waar nie. So die vraag aan jou, en daarmee gaan ek afsluit. Is jy 'n volgeling? Of is jy 'n bewonderaar? En ek wil hê jy moet jouself eerlik toets. So wanneer ons hierdie goedjies nou hier deurgaan, vra dit vir jouself. Hoe ernstig is ek oor God se wil in my lewe? Of komplimenteer ek? Ja, ek weet wat die Here wil, maar ek het nog so 'n paar goedjies wat ek op my manier sal doen. Soek ek God al in alles, elke liewe dag. Neem jou kruis elke dag op, sê die Here Jesus. Elke dag. Is my Christenskap 'n 24/7? Of net wanneer dit my pas? Net op Sondag, tussen 8:30 en 9:30. Of sien die mense by die werk dit, dat ek aan God behoort? Sien my kinders en my kleinkinders dit? Sien my bure dit? Wat sê hulle van my agter my rug? Het sal nogal interessant wees wat mense van my sê agter my rug. Nou praat nie van julle nie. Beklei ek teen sonde, is dit vir my ernstige saak? Of laat ek maar die goed oor my spoel? Weet, ag, wie gaan weet? Ek het al baie keer die ou simpel voorbeelde van pornografie gebruik, of van dobbelary, of as ek so 'n bietjie gooi agteraan in die stilligheid op 'n Saterdag saam met die rugby, weet ek gooi hom lekker man, maak sommer gou-gou enetjie leeg daar. Is dit ernstig? Is ek ernstig om heilig te lewe? Hoe betrokke is ek? Want onthou, 'n bewonderaar staan op die kantlyn. Hy kyk deur die venster. Hoe betrokke is jy in die kerk van die Here? In hierdie gemeente? Want is maklik om op die kantlyn te staan. Is baie maklik. Sommige kan dit doen. En is nog lekker ook as jy daar staan en jy kan kritiseer en fout vind.
maar as jy betrokke, ongelukkig moet ek volgens sê, hoe lief ek ook al vir julle is van julle wat op die kantlyn staan in die gemeente. Is nie baie betrokke by enige iets nie. Maak nie saak wat ons reël of wat ons doen nie. Wat 'n hart het ek vir die nood van mense? Nie net in Waterval gemeente nie, maar ook buite om my. Hoekom hou ek so vas aan my goed? Want as ek môre doodgaan, lê ek kaal naak daar in die lijkhuis. Ek gaan niks saamvat nie. Wees hy oop hart. So mooi versie in Spreuke wat vir ons sê, as jy gee vir die armes, maak jy 'n lening aan God. En God betaal sy lenings terug. Glo my. 'n Verskriklike mooi vers. Ons het baie oor vergifnis in die laaste maande gepraat. Kan jy vergewe? Want ek weet, hier sit mense in hierdie kerk en in hierdie gemeente van ons, wat nog steeds sukkel daarmee, ons kry nie goed agter ons gesit nie. Dan moet ek wonder, is ek 'n bewonderaar, of is ek 'n volgeling? Want glo my, God onthou niks van al jou boosheid, en van al jou sonde van gister nie. Niks. Jy kan hom maar gaan vra. Hy sit nie met 'n rekenaar met 'n groot harde skyf in die hemel, wat alles opstoor wat jy verkeerd gedoen het nie. Dis aan die kruishout gekruisig. Vergete, verby in Christus. En dis hoe ons met mekaar moet werk. En met almal wat met pad gekruis het. Jy weet wie is daai mense, wat jy sukkel, maar gee dit nou vir eens en vir altyd vir God. Want dan tree op soos 'n volgeling van Jesus, wat kon vergewe. So ek hoop as jy nou hierdie vraag saam met my deurgegaan het, dat dit met jou gepraat het. Is ek 'n volgeling? Of is ek net 'n bewonderaar? Amen. Gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Baie dankie Here, dat U vanoggend met ons reguit praat. Want die woord is uiteraard nie net troosvol nie, nie net hoopvol nie, maar ook konfronterend. U roep ons soms op tot verantwoordelikheid en om te doen soos U wil hê. Nou Here, ons staan vanoggend, soos die Bybel sê, naak voor U, vol foute, vol geite, vol dinge, soms ook met 'n stukkie onvergifnis. En ons vra vir U, reinig ons deur die bloed van Jesus, van alles wat verkeerd is in ons lewens. Gee vir ons deur die Heilige Gees die wil tot verantwoordelikheid, tot gehoorsaamheid, om werklik waar ons kruis op te neem en U te volg, soos U wil hê. Aktiewe, gehoorsame volgelinge van Jesus Christus ons Here. Laat dit waar wees van Waterval gemeente. Gee vir ons vrede, gee vir ons rustigheid, gee vir ons omgee, gee vir ons liefde, gee vir ons vergifnis. Gee Here, dat ons sal wees wie U wil hê ons moet wees. In Jesus naam. Amen. Ek groet vir julle met die seën van die Here, en dan kan julle net so bly sit, want ek gaan vir ons 'n lied speel. Ons gaan nie iets sing nie, ek gaan vir ons 'n mooi lied speel, wat ek dink is pyk, waarmee ons die Here kan verheerlik. Mag die genade van ons Here Jesus met ons wees. Mag hy ons gebruik, met ons foute, want hy wil. Mag sy Gees ons so vul, tot verantwoordelikheid. En mag die Here Jesus se verdienste ons so motiveer,
om ware volgelinge te wees. Amen.